Dag geliefdes, ek groet julle weer eens in die naam van Jesus Christus en ek wil met julle, ek nooi julle om te luister na hierdie die weg, se les nommer 42 en dit gaan oor die standaard vir gereedheid in Christus is hoër as wat die 10 gebooie vereis. As julle dink die 10 gebooie is moeilik om te hou, dan wil ek net sê, die standaard vir om Christus se bruid te wees is hoër, maar hier is 'n dit kan 'n vangplekkie wees as jy nie mooi daaroor dink nie. Jy sien, in die ou verbond moes mense die wette hou en daar was streng reëls in. As iemand sê nou maar 'n moord pleeg, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, dan moet hy doodgemaak word en sulke goede. Maar wat ek vir julle wil sê is dit om Christus te volg en om hom sy bruid te wees, het 'n baie hoër standaard as die 10 gebooie. Ek gaan dit nou vir julle die skrif gee. Ek gaan nie alles kan lees nie. Julle kan dit self lees. Dit is Matteus 5 vanaf vers 17 tot 48. Gelees het als, dit gaan net te lang wees om vir my om deur al daai te gaan. Maar ek wil net julle met 'n idee kry. Maar voordat ek dit doen, wil ek net vir julle sê dat God se genade is vir ons genoeg. En sy goedertierenheid oortref alles. Met ander woorde, dit is soos die goedertierenheid is tot in die hemelruim, terwyl die gestrengheid van God en die wette is so hoog as die berge. So, nou kan jy vir jouself dink, hoe ver hoër as die berge is die wolke. En daar is die goedertierenheid van die Here. Maar deur in die hemelruim is God se genade en barmhartigheid waarmee hy met ons werk. As jy Psalm 103 gaan lees, jy sien, God verwyder ons oortredinge van ons so ver as die ooste van die weste. God is genadig, maar ek wil hê ons moet verstaan dat ons moet gereed wees vir Christus. Hy kom nie vir 'n bruid wat verlief is op die wêreld nie. Hy kom nie vir 'n bruid wat nog met sonde heel nie. Dit gaan nie werk nie. Maar as jy aan hom vashou en jy glo in hom, in sy reddende genade, sy evangelie is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. As jy in hom en in sy evangelie glo, dan werk sy krag. Sy krag is voortreffelik. Ons het nie krag om te stop met sonde nie. Dis hy wat ons verlos. Hy is ons verlosser. Ons het 'n verlosser nodig. En as ons in hom glo en ons gee ons hele lewe vir hom, dan red hy ons. Maar as jy probeer om die wette te hou, moenie eers probeer nie. Gaan dit nie reg kry. Maar die vereiste is om bruid vir Christus te wees, is nog hoër as die 10 gebooie. So jy gaan dit nog minder reg kry. Maar hier is die groot antwoord. Jy moet jou oorgee aan die Here. Dis 'n totale oorgawe. Want dan doen hy die res wat die mens nie kan doen nie. Sodat die voortreffelikheid van die krag van Christus is en nie van ons nie. Onthou dit net 'n bietjie. Ok, kom ons kyk gou na Matteus 5. Ek gaan net 'n paar verse vir julle lees, net om vir julle die idee te gee dat Christus het kom sê, vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar te vervul. Jy sien, in Christus vervul hy die wet. So as jy in Christus glo, jy hou in hom vas, jy lief vir hom en hy is lief vir jou en jy het die verhouding met hom en jy lewe in sy geregtigheid en sy genade, dan maak hy jou meer as 'n oorwinnaar. Want hy beloof dit. Hy sê, ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons lief het, né? Wat ons die krag gee om te oorwin. Halleluja. Ok, vers 19 van Matteus 5 sê, elkeen dis wat een van die minste van die gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Vers 20. Want ek sê vir julle, dat
as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie. So die Here is verwag dat ons geregtigheid groter sal wees as die mense wat vreeslik preets is en godsdienstig is en so. Hy sê, as dit nie groter is, sal julle nooit die koninkryk van die hemele ingaan nie. Dan kan jy sien hoe groot is God se genade. Hy sê in Efesiërs 2, ons is gered, nie uit ons werke nie, maar uit deur sy genade. Halleluja. So jy moet glo dat jy gekruisig is met Christus, begrawe is met Christus en dat hy in jou opgestaan het, en dan kom sy krag op die toneel, en dan lig hy jou na 'n standaard toe, waar jy lewe op 'n baie hoër vlak is wat die 10 gebooie van jou verwag. Alright, ek hoop julle verstaan dit mooi, want dit is belangrik om dit reg te verstaan. Hy sê hierso in vers 19, Nee, ek is klaar met hom, 20. Want ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is, nee, ek het dit ook gelees, 21, vers 21, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd, dis die ou verbond, in die ou testamentiese tyd, gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle, hier kom Jesus nou, lig hy dit. Hy lig het, hy sê, maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En net kwaad is, nie doodmaak nie, net kwaad is. Verantwoording doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê, raka, dit beteken jou idioot. As jy vir iemand sê, vir jou broer, raka, of idioot, moet jy verantwoording doen vir die groot raad. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. So die standaard is hoog. Vers 23 sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit val jou daarby, dat dit jou daarby val, dat jou broeder iets teen jou het, nie jy het iets teen hom nie, hy het iets teen jou. En jy kom agter, daai broer, daar's iemand wat iets teen jou het. Laat jou gawe net daar by die altaar, en gaan eers en versoen eers met jou broeder. Kom dan en bring jou gawe na die altaar. Gooi dan jou gawe in die offergawe boks, offergawe kus. En dan kom ons slaan 'n paar verse oor, ek kan nie alles lees nie. Vers 27, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Vers 28, maar ek sê vir julle dat, elkeen wat na 'n vrou kyk en om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. So net deur te kyk en te begeer, pleeg jy egbreek. Dis 'n hoër standaard, dis die ou verbond, dis die ou testamentiese wette. So ek slaan 'n paar verse weer oor, jy is welkom om dit te gaan lees, ek het bloot net nie tyd om dit alles te lees nie, julle kry die idee wat ek wil deurgee. Vers 37 sê, maar laat julle woord wees ja, en die woord nee moet nee wees. Dit beteken, jy moet nie ja sê en dan bedoel jy eintlik nee nie. Jy moet nie vals wees nie. Jy moet nie nou jou storie later verander nie. Dis wat dit beteken. Dan vers 43 sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Nou dis dit, in die nuwe verbond werk dit nie so nie. Hier sê die Here, maar ek sê vir julle, Jesus praat hier, hy sê ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Lekker man, dis nogal moeilik, né? Ek het al baie keer vir myself gesê, ek moet hierdie ANC lief hê. Nou weet jy wat ek bedoel. Maar, dis wat die Here van ons verwag. Hy sê, jy moet jou vyande lief hê, seën die wat jou vervloek, doen goed aan die wat vir jou haat, en bid vir die wat jou beledig en jou vervolg. Ons praat van the opposite spirit, 'n teenoorgestelde gees. Maar as daar 'n gees is wat jou haat, dan doen jy die teenoorgestelde, jy het lief. As daar 'n gees is wat jou vervolg, dan bid jy vir hulle, en so aan. Dis die teenoorgestelde gees. So die standaard vir die bruid is baie hoër as wat die 10 gebooie van jou verwag.
Vers 45 sê, as ons dit kan reg kry, dan sê hy, as ons vyande kan lief hê en goed doen aan die wat ons kwaad doen, dan het ons kinders van die Vader in die hemel geword. Maar hoor, dan is ons soos Vader God. As Vader God nie so sou gewees het nie, dan sou ons almal nooit gered geraak het. Nooit, niemand sou gered geraak het. Maar God is barmhartig, hy is genadig, hy gee genade, gee ons 'n kans om gered te word. En ons moet ook so wees teenoor mense, sodat ons kinders van die Vader in die hemel genoem kan word. Want hy laat die son opgaan oor slegtes en goeies. Hy laat reën val op die regverdiges en die onregverdiges. Ten laaste, net vers 48, wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. So, alright, daar is ons standaard, maar Christus gaan ons help. In hom is ons meer as oorwinnaars. Ons moet nie probeer om dit selfreg te kry nie. Ons moet deur geloof in hom moet ons oorwin. Right, ek wil vinnig vir julle vat na 1 Johannes hoofstuk 3 vanaf vers 2. Ek gaan vir julle lees tot by vers 9. Dan kyk ons 'n bietjie na die standaard. Hoe moet die bruid van Christus gereed wees? Wanneer sal sy gereed wees? Hoe moet sy lyk? Kom ons lees dit. Dit staan mooi hier geskrywe in 1 Johannes 3 vers 2 tot 9. Geliefdes, nou is ons kinders van God. En dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as Jesus verskyn, dat ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Wonderlik. So weer eens, as ons aan hom vashou, en ons glo in hom, en ons wandel met hom, dan verander hy ons, dan red hy ons, dan maak hy ons vry van die ou mens, en hy laat net sy nuwe lewe in ons opstaan en ons hele lewe oorneem. Hy sê, al die ou dinge is verby, dus nou, hy maak alles nuut. Jesus maak alles nuut. Ons moet in sy pottebakkers hande wees, dat hy ons kan nuut maak, en dan gaan ons kan reg kry, om sondeloos ook te lewe, want hy verwag het van ons, maar deur hom alleen kan ons dit reg kry. En dan sê hy in vers 3, elkeen wat hierdie hoop op Jesus het, reinig homself soos Jesus rein is. Dit beteken, as jy hierdie standaard aanvaar, en jy sê, dankie Here, U maak my, dat ek op die standaard sal wees, van wie U is, want ek leef mos nou nie meer nie, ek is gekruisig met Christus en begrawe, en hy het in my opgestaan, so as hy my opgestaan het, en ek glo hy is my lewe, dan is my lewe gelykstaande aan sy lewe, dis mos dan sy lewe, dis deur geloof, ons gaan alles reg kry deur geloof, maar sonder geloof, is dit onmoontlik om God te behaag. Hebreërs 11 vers 6. Hy sê in hierdie 1 Johannes 3 vers 6 en 7 en 8 en 9 gaan nou vir julle lees. Hy sê in vers 6, elkeen wat in Jesus bly, sondig nie. So as jy in die wynstok is, as jy is ingeënt in die wynstok, dan draai jy die vrug van Christus. Want dit is wat 'n wynstok, as wat 'n loot doen. Die loot moet ingeënt wees in die wynstok, dan draai jy, as jy in 'n hannepoot wynstok ingeënt is, dan draai jy hannepoot druiwe. As jy in 'n wat se ander, ken nou nie al die name nie, van die variëteite van die druiwe nie, maar in die wynstok waarin jy ingeënt is, daai wynstok se vrug draai jy. Of donker druiwe, rooi druiwe, of wit druiwe, of wat ook al. Maar dit hang af van die wynstok. So, nou sê die Here, julle moet in my geplant wees. Ek is die wynstok en julle is die lote. Met ander woorde, sonder hom kan ons niks doen nie. Dis presies wat hy sê in Johannes 15. Sonder my kan julle niks doen nie. So ons gaan nooit die standaard van die bruid bereik op ons eie nie, op ons eie pogings nie. Ons moet sorg, ons is ingeënt, ons is geplant in Christus, gewortel in hom, in sy liefde, in wie hy is, dan begin ons sy vrug dra.
Prys die Here, ek hoop julle het nou ontmoet. Want dit klink verskriklik die standaard, maar hoor nou mooi, dit is baie hoog, maar dit is onmoontlik om God te behaag sonder geloof. En as jy glo, dan vat God jou in sy krag, en dan word sy krag jou krag, en dan haal jy daai standaard, dan is jy in daai standaard. Nou kyk nou mooi wat sê hy so, vers 6, elkeen wat in hom bly sondig nie, elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie en hom nie geken nie. Jo, dis rof, hè? Elkeen wat in Jesus bly, in die wynstok bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie en het hom nie geken nie. Dit is verskriklik, dis dan baie reguit gesê, né? En dit is so, baie mense, hulle is hulle is in 'n gemeente en hulle doen alles saam in die gemeente, maar hulle het nie 'n lewende verhouding met die Here, hulle is nie oorgegee aan die Here nie, hulle het nie die ou lewe afgelê nie, hulle het nie volkome geloof in Christus nie, en daarom dra hulle ook nie die vrug nie. Vers 7, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Laat niemand julle mislei nie, hoor nou mooi, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos Jesus regverdig is. So met ander woorde, sonder Christus gaan ons nie die geregtigheid gedoen kry nie, want hy is ons geregtigheid. Ja, prys die Here, ons beter dit glo, anders gaan ons sukkel. Vers 8 sê, hy wat die sonde doen, is uit die duiwel. Dis reg uitgestel, né? Dis duidelik, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. En as jy hom glo, dan verbreek hy daai werk, maar hoor, jy is dan nie meer 'n sondaar nie, maar jy is, uit genade is jy gered, jy is 'n nuwe skepsel. Vers 9, die laaste vers wat ek met julle gaan deel, en dan het ek nog so 'n laaste sinnetjie, wat ek daar heel onderaan staan. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Elkeen wat weergebore is, elkeen wat uit God gebore is, doen nie minder sonde nie, hy doen geen sonde nie. Net soos jy die duiwel geen plek moet gee nie, né? So, as jy in Christus is, dan doen jy geen sonde nie. So broers, word wakker, sis, word wakker. Daar's te veel vir ons gesê, God se genade is vir ons genoeg, en dan is dit heeltemal buite konteks. Daai genade wat vir ons genoeg is bedoel dat wanneer jy swaar kry, moenie kla en probeer om die doring in die vlees weg te bid nie. Daai doring in die vlees is daar om jou te help om aan God vas te hou, dat jy op jou knieë bly, dat jy voor God sal roep na hom, in afhanklikheid van hom, en dit gee jou oorwinning. Dis vir jou voordelig. Hoor nou mooi, vers 9, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat die saad van Christus, die saad van die Vader, Christus, in jou bly. Halleluja. So omdat die saad van God in jou bly, kan jy nie sondig nie, want jy is uit God gebore. Vat dit, glo dit, en vra die Here om dit vir jou waar te maak. En glo my, hy begeer om dit vir jou waar te maak, want hy is die waarmaker van sy woord. Die laaste stelling wat ek vir julle gee in hierdie les is die volgende. Hieraan weet ons, waaraan? Hieraan weet ons, dat hy in ons bly, aan die gees wat hy ons gegee het. Jy kan nie gees wegsteek nie. As jy 'n slegte gees het, kan jy dit nie wegsteek nie. Het is onmoontlik om 'n slegte gees weg te steek. Hy wat in Christus bly, dra sy vrug. Want hy gee jou sy gees, en sy gees werk in ons om die vrug te lewer, om die vrug te dra. Here, help vir ons, dat ons hierdie woord sal vat, en dat ons sal glo, dat as ons in Christus is, dan het ons sondeloosheid, en het ons die krag, om soos hy te wees, en dan sal ons gereed wees,
wanneer hy ons kom haal, as sy bruid. Vrede vir u, wees gereed. Ek groet u in Jesus naam, tot volgende keer.